Amen. Wat 'n vreugde om hom saam te kan aanbid as 'n gemeente. Ek wil tog net vir julle herinner, laat weet vir Lizaan, wie gaan na die Pasga ete toe kom, laat ons die getalle kan hê, en laat hulle kan werk daarmee. Asseblief laat weet vir haar hierdie week, dis die 5de April, ek sien uit dat ons heerlik hierdie fees van die Here gaan vier. Vanoggend gaan Rudolf vir ons spreek, ek wil net voordat hy kom, wil ek vir julle 'n klein openbaring gee wat die Here vir my gegee het. Nie 'n klein openbaring nie, vir my is dit 'n groot openbaring. Ek sit hierdie week en ek gaan deur die woord en deur die Torah van hierdie week, en 'n belangrike ding vang my oog en die Here begin met my daaroor te praat. Hoeveel van julle het al hierdie misleiding gehoor van die Ou Testament is nie meer relevant nie, en dat die wet verval het? Die 10 gebooie het verval, dis nie meer relevant vandag nie, en al die skrifte wat daarmee saamgaan. Nou ek wil hierdie skrif vir julle lees wat hulle veral gebruik daarvoor. Dis in Hebreërs 10 vers 9 en 10. When Jesus went on to say, behold, here I am, coming to do my Father's will. Thus he does away with and annuls the former order of law, as a means of expiating sin, so that he might inaugurate and establish the latter order. En hulle gebruik hierdie om te sê, Jesus het weggedoen met die eerste wet. En ons weet die tweede wet gaan oor die liefde van God. Maar wat gebeur daar, as jy die Hebreëse woorde gaan ondersoek daar, dan sien jy duidelik hoe verkeerd is hierdie vertalings, Afrikaanse Bybel en Engelse Bybel. Die woord wat hier gebruik word, is dat Jesus, weet ons, het op Golgotha God se liefde vir ons volbring, want so lief het God die hele wêreld gehad. Jesus en Vader het geweet, ek en jy as mense in 'n gefalle wêreld het nie die vermoë om daai wet na te kom nie. En ons kyk maklik na, jy mag nie moord pleeg nie, en dink, ek kwalifiseer daarom daar. Jy mag nie steel nie, okay, miskien kwalifiseer ek daar. Maar die eerste en die belangrikste wet, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, kom ons almal nie na nie. Ons kan net eenvoudig nie in hierdie dimensie nie. Jesus en Vader het gegaan, en hy het daai eerste wet, soos wat ons dit ken, die 10 gebooie, het hy gevat en hy het dit in homself ingetrek. Die volle wet. En toe sy kruis toe. Deur sy liefde vir ons. Die wet is nie meer weggedoen nie. Jesus het dit in homself gevat en vir ons nagekom deur sy offer en ons vrygespreek. En daarom het hy gekom en gesê, liefde, dit wat ek op Golgotha gedoen het, is die enigste wet wat nou staan, want as julle my liefhet, met alles in julle, gaan julle al die gebooie in elk geval nakom. So vir my was dit so openbaring die week om te besef dat hierdie 10 gebooie, wat vir ons almal vir sekere punte 'n ernstige probleem is. Jesus het gesê, toe hy dit gekanseleer het, beteken dit, hy het dit in homself ingetrek, en hy dit volbring op Golgotha, vir my en vir jou. Dit was vir my so 'n wonderlike openbaring, om te besef dat al daai plekke wat ek en jy nie kan nie, het hy gekom en hy het gesê, ek vat dit op my, en ek gaan dit namens julle doen. Amen. Rudolf, ek is so opgewonde oor hierdie woord vanoggend. Kom ons geniet die woord vanoggend, en ons kyk wat die Here vir ons wil doen. Dankie. Vandag gou 'n paar minute gee. Ons gaan nie nuwe grond breek in hierdie kerk met die tegnologie wat ons het nie. So ek moet net so 'n bietjie dinge verander.
Môre almal. Ek hoop dit gaan goed met almal. En ek is bly om hier te kan wees en ek is bly vir almal wat hier kan wees. En so ek was baie lanklaas hier voor gewees en ek het die hele ruk wat verbygegaan het wat die Here baie goeders in my lewe vir my mee gehelp het en gedeponeer het en toe tannie Fransie nou sê dit is nou weer my beurt om hier voor te kan staan. Toe kon ek alles wat ek geleer het in die afgelope 6-7 maande seker bymekaar sit. En die grootste ding wat ek dink meeste van ons is en maar by my ook, dit is die moeilikste ding is seker ons tyd. En ek en Izaan praat ook baie daaroor want Izaan is ook op 'n plek, sy weet nie waar om tyd te kry vir alles nie. En 'n mens kom ook op 'n punt waar jy begin so skuldig voel want jy voel jy skeep iewers te iets af. En dit is so baie keer skeep 'n mens baie af en mens weet nie altyd of dit vir die regte redes is dit die regte ding om te doen nie. So en dit is hoe hierdie ding bymekaar gekom het. Ek wil net vir die Heilige Gees vra, hy moet hierdie woord bring vandag. Dit niks vir my uit te waai nie. Here, ek sê vir U dankie dat ek hier kan staan. Heilige Gees, ek vra vir U asseblief, sal U hierdie woord uitgee. Dit het niks met my uit te waai nie, Here. Ek staan net hier so en ek wil vir U vra dat elke ding wat moet land, Here. En Vader, beskerm my ook om iets te sê wat nie moet wees nie, Here. Laat uit en uit net U is wat hier so praat, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So hoe ek besluit het op die tyd ding is en hoekom ek besluit het om dit so te doen. So julle ruk terug. Ek weet nie of julle vir Vlad ken nie. Ek dink meeste van julle ken hom. Hy het so snaakse een oogie. Hy het 'n diens gedoen en die diens se naam is SOAP. SOAP. En dit gaan oor scripture, observe, application en prayer. En hy sê ons onthou net goeters beter as ons dit kan sien en kan hoor en dit fisies neerskryf. So hy sê ons sukkel baie keer, ons sê ja, maar ons verstaan nie, ons kry nie die woord geleer nie. Maar hy sê gaan skryf dit neer, jy observe dit en dan moet jy dit apply in jou lewe en dan kan 'n mens dit makliker onthou. Toe het ek gedink, okay, ek het nie 'n idee hoe werk PowerPoint nie. Ek het nou so 10 dae terug, 17 dae terug het ek vir 2 dae geleer hoe werk dit. So dis hoe ek hierdie ding reg gekry het vandag. So ek is nog nuut met dit. Maar toe het ek dit so gedoen dat ons dit fisies kan sien en dat ons dit kan hoor. So 2 weke terug, so 'n bietjie meer as 2 weke terug, toe bel 'n klompie boere van Wesselsbron my en hulle vra vir my ek moet by hulle gaan en ek moet hulle wil my sien en ek dog toe nee, dis reg en omdat my identiteit ook maar nog nie daar is waar dit moet is nie, toe bel ek een van my landboukundiges wat oor microbiologie gaan en ek sê vir hom Christo, hulle wil ons sien, julle moet asseblief jy moet saamkom. En ons ry na hulle toe en ons kom aan in Wesselsbron en hulle het hierdie groot kantoor en ons almal sit daar so en Christo vra vir hulle, hy wil net vinnig vir hulle net 'n presentation so op die muur gooi, net so kort dingetjie voor hulle begin, as hulle gee hom toestemming om dit te doen, hulle sê dis reg en hy maak sit sy projektor aan en hy gooi dit daar en die eerste ding wat hy vir hulle sê is voor ons enigiets begin het, hoor hierso, net soos wat julle tyd iets kos my en sy tyd iets. So as julle ons gebel het om net iets by ons te kry en nie verder aan te gaan met ons, sê ons eerder nou, dan sê ons vir mekaar baie dankie en ons mors mekaar se tyd nie. So as ek vuur in my oë gehad het, dat hy nie meer bestaan vandag nie, want ek het hom so gekyk, ek het gedog, wat doen jy? Ek kan nie by nuwe ouens inkom en dit so doen nie. Maar hoe meer ek daaroor dink, is dit presies hoe dit is. Ons tyd is verskriklik kosbaar, julle. En ek dink nie ons besef hoeveel kos ons tyd nie en ons werk nie mooi met ons tyd nie. So ons almal kry 24 uur. Nie een van ons hierso kry 1 sekonde 'n dag meer as die ander nie. Elkeen van ons kry net 24 uur. En in Matteus 25 vers 14 gaan dit oor die talente. En die eienaar het vir elkeen, vir die een het hy 5 gegee, vir die ander een 2 en vir die ander een 1 en hy het vir hulle gesê, hulle moet dit gebruik. En die een het dit verdubbel van 5 af na 10 toe, die ander een het van 2 na 4 en een het dit weggesteek. Maar net so is dit met tyd. Ons almal kry tyd en die Here toets ons met wat doen ons met ons tyd. Dit is net soos wat hy hulle getoets het met die talente. Hoe werk ons met ons tyd? So ek weet nie wat om tyd te noem nie.
So hier's wat ek begin en ek het gesê tyd is 'n hulpbron, né? Maar tyd is die mees waardevolle en beperkte hulpbron, aangesien dit nie vervang, herwin kan word nie. So Spreuke 9 vers 11 sê vir ons, want deur my word jou dae meer en word jou jare van jou lewe vir jou toegevoeg. In Engels sê hy, for by me your days will be multiplied and years of your life shall be increased. So, wat doen ek met my tyd? Wat doen ek met my tyd? So, tyd, julle weet die sê ding wat sê tyd is geld. En dit is so, tyd is geld, maar tyd kan nie vermeerder word nie. Geld kan jy weer meer kry. So jy kan nie meer kry daarvan nie, jy kan dit nie gaan leen by 'n bank nie, jy kan nie tyd spaar nie. Maar net soos geld kan jy tyd mors, jy kan dit spandeer op verkeerde goed en jy kan dit verloor. En so ook kan tyd gesteel word. En by ons, een van die grootste goed en ons het dit gedoen saam met Jamie Winship, is hoe word tyd gesteel by ons? Die grootste ding by ons is deur identiteit. En as 'n mens gaan kyk, 'n kind op skool wat nie presies sy identiteit ken nie, kan jare gesteel word. En 'n seun wat nie sy identiteit ken nie, kan baie jare gesteel word. So identiteit is die grootste ding wat ons moet regkry in ons, sodat tyd nie by ons gesteel kan word nie. En dan 'n ander groot ding, as jou identiteit nie reg is nie, net soos wat ek en Christo nou in daai kantoor gesit het, ek sou alles in my vermoë gedoen het, al moes ek nou 12 keer weer teruggery het, om die ouens te gaan sien, want dit gee my selfhoof as daai ouens vir my erkenning gee vir wat ek doen. Maar dit is nie die selfhoof wat die Here vir ons gee nie. En Lizaan het nogal vir my nou die dag 'n ding gesê, en dit gaan eintlik oor jou liggaam oordraf, maar ek dink jy kan dit in alles hier inbring, net soos wat jy die vlees en gees en alles hier kan inbring vandag. Jou vlees is baie keer, of meeste van die keer, sterker as jou gees. En ons moet op 'n punt kom waar ons die vlees so onderdruk, dat die gees die sterkste kan wees, om te kan doen wat ons moet reg doen. Maar as jy in die oggend jou oë oopmaak, het jy 3 sekondes om te besluit, gaan ek opstaan en tyd saam met die Here spandeer, of gaan ek nog lê? Net 3 sekondes, as jy langer as 3 sekondes vat, gaan jy nie opstaan nie. So jy moet in daai eerste 3 sekondes klaar die besluit maak, hoor hierso, dit is wat ek wil doen. En dan 'n ander ding is waar ons baie tyd verloor is, natuurlik met beplanning. So as jy verkeerd beplan, dan is meeste van jou tyd daarmee heen. Ek wil vir julle in Psalm 127 staan daar, so as ons tyd reg gebruik, dan sê die Here vir ons, in Psalm 127 vers 2, te vergeefs werk julle swaar, van vroegoggend tot laatnag, soos julle soeg om te bestaan. Maar vir hulle wat hy liefhet, gee hy dit in hulle slaap. So as ons op 'n punt kan kom waar ons tyd reg gebruik, sal die Here dit vir ons in ons slaap doen. Dan het ons nie meer nodig om so te skarrel om alles net bymekaar te hou nie. Maar met dit kom daar ook 'n waarskuwing. Wees baie versigtig hoe jy leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. So as ons dan sê tyd is gelyk aan lewe, dan as ons tyd mors, dan mors ons lewe, as ek dit reg verstaan. En die ander ding is, as jy jou tyd bemeester, dan gaan jy jou lewe ook bemeester. So hierdie Michael Altshuler, ek kan nie sy naam so, sy van so lekker uitsê nie, maar hy sê bad news is times fly, good news time is you're the pilot. Nou hy is 'n motiverende spreker en hy doen dit alles op die Bybel se uit Bybelse kennis uit, en die groot ding wat hy sê is, as ons lewens, as ons die pilot is en ons bestuur hom reg, dan kan ons 'n overwhelming life hê. So hierdie is nie dit is wat kos tyd. En vir elkeen gaan dit iets anders te wees. Ek dink as ons vir
kom ek vra julle so, wat dink julle kos 'n jaar? As 'n mens dink aan 'n seun of 'n dogter wat 'n jaar by universiteit nie deurkom nie, of skool nie deurkom nie, ek dink die koste van 'n jaar vir daai persoon is verskriklik. En wat kos 'n maand? As ons vir oom Johan vra, toe tannie Fransie nou in Australië was, hy op sy eie was, hy vir 'n maand lank nie kon lekker beweeg saam met sy heup nie, wat kos daai maand? En ek dink as 'n mens dit gaan weeg, is dit verskriklik duur. En dan, wat kos 'n week? As ons daai dame op ons groep vra, wat vir 'n week lank net Doha toe wil gegaan het en hier skiet hulle die bomme, wat is die koste van daai week? Is dit die moeite werd gewees? En dan natuurlik, wat kos 'n dag? En ek dink dis seker een van die moeilikste goed. Ek en Lizaan vandag hier so sit en sy's môre nie hier nie. Wat is die waarde van daai laaste dag wat ek en sy bymekaar gehad het? So, hoe meer ek daaroor dink, is tyd, dit is 'n baie belangrike ding. En Satan kom in en hy steel dit. Ek vat 'n voorbeeld, enige een van julle kan 'n foon vat en dan vra julle vir ChatGPT, Gemini, enige een van daai goeters. Wat as jy Satan was, wat sal jou strategie wees om die mensdom deurmekaar te maak? En die tweede punt wat hy ombring, ek sal mense so besig maak dat hulle nie weet wat se kant toe nie. Hy sal jou tyd steel. So, hoe belê ek tyd? So Psalm 90 vers 12 sê, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. So die Here sê vir ons, as ons dae tel, sal hy vir ons die wysheid gee om dit te kan doen. So die Here sal vir my wysheid kan gee oor hoe ek my tyd moet belê. So ek gaan weer na daai eerste skrif toe in Spreuke wat sê, for by me your days will be multiplied and years of your life shall be increased. So God beloof die tyd wat ons met wysheid belê, sal hy multiply. So ek het hierdie by Christo, dit is hoe hy sy ding oopgemaak het. So dis nie my revelation nie, maar ek wil dit vir julle net, want dit was vir my baie oulik. So die 2 dae in die begin is almal se tyd. Niemand van ons het enigiets anders te nie. Ons almal het net 2. Maar die middelste getal, die 1, 2 en die 3 en die 4 is hoe ons tyd belê. En die Here se multiplication effek kom daarin. Hoe beter ek my tyd belê, hoe beter gaan die multiplication wees daarso. En dit is daai skrif wat inkom, sonder dat ek en jy enigiets doen, sal die Here dit vir ons in die aand gee. So ons het nie nodig om te skarrel hier in rond te hardloop nie. As ons tyd reg belê, dan kan ons rustig wees daaroor. So 85% van wat ek doen, kan enige een van julle hierso doen. Om in die oggende op te staan, om kos te maak, om 'n e-pos te skryf, om 'n brief te skryf. 85% van julle hierso kan presies doen wat ek kan doen. 85% kan presies doen wat Johan doen. En dan 10% van ons, 10% kan julle net doen met studie. So ek kan gaan doen wat Bonnie doen, maar net as ek gaan studeer daarvoor. En ek kan gaan doen wat ek doen, as 'n mens bietjie praktiese kennis het en bietjie iets daarvan weet, kan julle dit doen. So 95% van ons wat ek hier is, kan enigiemand anders te doen. Maar net 5% kan ek self doen. 5% kan niemand van julle doen nie, want ek is uniek in daai 5%. So daarso, jou uniekheid is jou grootste bate. En dan net in Engels ook. So toe ek gaan uitwerk nou, wat is die 95% en wat is die 5%? So as daar 168 ure in 'n week is, en ons slaap 50 ure, julle kan al hierdie goed gaan Google. Google sê, jy eet 24 uur. Ek weet nie, ek dink nie ons Suid-Afrikaners eet 24 ure 'n week nie. Ons eet baie minder, maar 50 ure is slaap, 48 ure is werk, 14, en weer eens, dit gaan heeltemal verskil die werk. Jou boere gaan baie langer werk as jy, maar ek het net 'n gemiddeld gevat. 14 ure is eet, 11 ure is vir bad en mooi maak en aantrek en alles, en 10 ure is vir rondry. So dit kom op 'n totale ure van 133 ure 'n week, en dit is goeders wat ons moet doen. Dit is tyd wat ons nie eintlik anders te kan belê nie. Maar 35 ure 'n week, so dit is 5 ure 'n week, is dit wat ons uniek maak, en dit is ons tyd wat ons kan belê in goeie goed.
So jy moet konsentreer op die 5%, nie op die 85% nie. Jy moet die 5% prioritiseer, dan kom die multiplier effek in dan kom hy ten vore en as 'n mens te veel op die 95% konsentreer, dan verloor jy daai 5%. So die ander ding is, God gaan my verantwoordelik hou vir daai 5% wat ek nie reg spandeer nie. Hy gaan my nie vir die 95% verantwoordelik hou nie. Hy gaan my verantwoordelik hou vir daai 5% wat ek nie reg belê nie. Nou, hoe lyk my 5%? En elkeen se 5% gaan anders te lyk. En ek wil dit ook net so sê, is van julle wat nog nie getroud is nie, en van julle wat nog nie kinders het nie, en so, en dit is so, nou kom ek en ek staan dit, en ek sê hierdie vir julle, maar julle het nog nie dit nie, maar die Here het 'n manier om vir ons goed te gee, so hy gee vir ons wat al getroud is, kennis, maar net so gee hy dit vir julle, om dit weer oor te dra vir iemand anders, 'n vriend of enigiets, wat dit dalk nodig het, so moenie dink, dit het niks met julle uit te waai nie. So hoe lyk my 5%? My 5% is net ek kan 'n vrou, man wees vir my vrou, amper sê ek net ek kan 'n vrou wees vir my vrou. Net ek kan 'n man wees vir my vrou. En net ek kan 'n pa wees vir my kinders. Net ek kan hierdie tempel oppas. Net ek kan geestelik groei saam met die Here. En net ek kan my doel uitleef en net ek kan die lewe geniet. So, hoe lyk dit? Net ek kan 'n man wees vir my vrou. So in 1 Timoteus, ek wil dit gou vir julle lees. Daar's so 2 skrifte wat ek nie geweet het of ek dit lekker moet insit nie, want dit is nogals die skrif vat 'n mens aan. Dit is nie 'n maklike skrif nie. So 1 Timoteus is een van hulle gewees, want dit is hoe die Here met my praat. Maar hy sê die hakens moet getrou wees aan sy vrou en hy moet sy kinders en huishouding goed beheer. Ek weet nie altyd of my kinders so goed beheer is nie. So dit is hoekom ek sê dit is nie die maklikste skrif om te lees nie. En dan 'n ander vertaling sê 'n man mag net 'n oog hê vir sy vrou. En ek weet ook nie altyd of dit die geval is nie. En die Here, dankie tog uit genade met ons almal, maar ek dink dit is een van die grootste goed. Ek as man moet net 'n oog hê vir my vrou en ek as man moet my kinders in beheer hê. So die Here het vir my en Lizaan bymekaar gesit en ek glo en ek het dit altyd geglo tot hom eendag in ons huis gesit het en hy het gesê die Here het vir ons sleutels gegee. En ek besef toe ek hierdie ding bymekaar sit, die Here het vir ons sleutels gegee. Hy het vir haar gegee en hy het vir my en net soos vir hom Johan of Tannie Fransie, elkeen wat bymekaar is. En die sleutel wat ek het, maak dat ek haar ten volle kan oopsluit. En die sleutel wat sy het, maak dat sy my ten volle kan oopsluit. En as ons saamwerk, dan is daar nie iemand wat die span kan breek nie. En ek het 'n hele klomp goedjies geluister, ek het 'n stuk van hom Angus geluister van sy vrou wat jealous. Maar een van die goed wat ek geluister het, sê die ou, hy was by 'n pastoor gewees wat vir 40 jaar lank in die bediening was. Die oom was iets soos 80 of 79 of so iets en hy ry saam met hom rond en hy vra toe vir hom, as jy nou vir my enige raad kan gee vir my bediening, wat is die raad? En hy sê, hy sit daar en hy dink, hier kom die grootste revelation nou direk van die Here af. Hy sê, hy dink dit gaan kom met weerligstrale en met alles, en die ou oom sê vir hom, stick with your wife. En ek dink as ons vir hom Johan, vir hom Daan is, vir oom Ruben wat al jare saam, ek dink dit is 'n goeie ding, stick with your wife, nee. Ek wil vir julle hierso in Proverbs 18:22 staan daar, he who finds a wife finds good things and obtain favor from the Lord. En ek het toe sommer net gaan Google, wat sê Google oor wat is favor? And God's favor is unmerited, divine kindness, blessing and approval bestowed upon individuals by God, often serving to empower them, protect them, or accomplish His purpose. It is closely linked to grace, representing intangible evidence of God's pleasure and enabling believers to succeed in tasks that are otherwise impossible through human effort. So as jy 'n goeie vrou kry, moet mense haar beskerm en ek dink net so as 'n vrou 'n goeie man kry, dit is vir die Here 'n baie belangrike ding en dit is
deel van my 5%. Dit is die enigste ding wat ek in kan belê. En soos wat ek vroeër gesê het, die Here gaan my eendag judge op dit. As ek nie hierdie 5% reg belê het nie, gaan ek met verantwoording doen vir dit. Dan die volgende ene is, net ek kan 'n pa wees vir daai kinders van my. Eers partykeer wil ek hulle weggee, maar net ek kan 'n pa wees vir daai kinders. En die een ding is, die kinders, soos wat hulle hier rondhardloop, ons kan dink hoe ons wil, maar jy is die model en hulle gaan presies doen net wat ek gedoen het. Maak nie saak wat ek sê of nie, hulle gaan presies doen wat ek gedoen het. En ek wil vir julle net 'n kort liedjie, dit is net eintlik om vir julle, ek net hê julle moet hoor wat is die liedjie. En die liedjie is van Harry Chapin. Ek weet nie of ek dit reg sê nie, maar die ding se naam is Cats in a Cradle, dink ek. So sy gaan net so kort stukkie speel, ek wil julle net, dan gaan ek vir julle lees. So Natasha, gaan jy speel? Oor die liedjie. Die ou het op 'n stadium toe sy seentjie 7 was 200 konserte 'n jaar gehou. So hy het verskriklik baie tyd van die huis af weg gespandeer en hy het nie hierdie liedjie geskryf nie, sy vrou het hierdie liedjie geskryf, hy het dit net gedoen. Maar as 'n mens gaan luister na goed wat sy kinders ook praat, sy kinders sê eintlik was hy tot op 'n stadium so en toe besef hy hoor hy moet sy tyd beter belê en toe van daar af het dit heeltemal verander. So hulle sê hy was op die ou end eintlik 'n baie betrokke pa gewees, maar ek wil net vir julle die ding wat ek sê, jou kinders model wat jy is. So my child just arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew, and it was as he grew, he said, "I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you." So ons kinders gaan soos ons wees of ons dit nou wil weet of nie. So ons moet nou al die voorbeeld stel. En ek wil dan sit die hele liedjie wat aangaan en op die ou eind dan bel sy pa hom en dan sê hy ek wil dit net gou vir julle hierso kry. I've long since retired and my son moved away. I called him up just the other day. He said, "I'd like to see you if you don't mind." He said, "I love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job is a hassle and my kids got the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's sure nice talking to you." And as I hung up the phone, it occurred to me, he grew up just like me. My boy was just like me. So iewerste wil ek nie eendag kom en sê ek het nie tyd gehad nie, want ek dink dit is die slegste woorde wat 'n mens kan sê as jy eendag ouer is. So die ander ding wat net ek as pa vir my kinders kan leer. Ek kan dit nie vir die skool gee nie, ek kan dit nie vir die vrouens hierso gee wat die kindertjies leer nie. Net ek kan vir my kinders leer om van kleintyd af die Here se stem te hoor. En ek het besef, ek maak 'n fout en ek praat verkeerd, want ek sê baie keer sal ek vir hulle sê, maar die Here sê vir my dit, en dit is so, maar ek dra dit verkeerd oor, want nou kom my dogter en sy vra vir my, maar ek hoor nie. En hoe meer ek daaroor dink is, baie keer hoor ons nie. Ons het net 'n gevoel, dit is of ons hele liggaam deel is van die Here, en ons kry hierdie gevoel oor maar dit wat ons nou doen kom van die Here af. Maar ons uiter dit laat ons sê, die Here sê dit. En dan kom hulle op 'n plek dat hulle voel, hoorie sommer Jessie, hoekom hoor ek nie? En as 'n mens gaan lees, hulle sê 'n kind is tot op 7. Ek weet Leandre ken al die goeters, maar is dit vir hulle baie moeilik om te onderskei tussen werklikheid en realiteit.
So ons kan hulle van kleintyd af al leer, hulle moet self die Here ervaar. En 'n mens ervaar nie die Here deur ore en oë net nie. Dis deur alle sintuie wat die Here vir jou gegee het. En dis om deur stil te word en te voel, hoor hierso, maar dit is wat die Here op my hart druk. So Jamie Winship, hulle het 'n baie oulike ding. Hulle noem dit 'n affirmation prayer vir kinders. So ek het hom gevat en ek het hom vir ChatGPT gegee en gevra asseblief maak hom vir my net Afrikaans en hulle het hom vir my Afrikaans gemaak, sal dit op die groep die Engelse een sit, dan kan julle almal dit gaan lees en hy sê een van die dinge wat ons moet doen, ons moet hierdie gebed elke aand vir ons kinders laat lees en dat hulle dit self lees. En hulle moet daai hele ding deurlees en dan op die ou end moet hulle vra, wat wil u hê moet ek weet en wat wil u hê moet ek doen? En ons moet hulle dan los dat hulle dit self uitfigure met die Here. Ons as ouers en veral ek en Lizaan is baie keer ons wil te veel help en ons moet hulle los dat hulle self uitfigure. Ons kan nie vir hulle hoor nie, net soos wat Tannie Fransie nie vir my kan hoor nie. En weer eens, hierdie is dieselfde. Hierdie 5% wat ek op hierdie kinders van my spandeer, dit is waarvoor ek gaan gejudge word eendag as ek by die Here kom. En het ek uit en uit gedoen wat die Here van my verwag. Dan die volgende ding, net ek kan hierdie tempel oppas. So in 1 Korintiërs 6 staan daar, of verstaan julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie. Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n dierprys gekoop. Daarom moet julle God julle liggame verheerlik. So hierdie liggaam van my kan net ek oppas en niemand anders te kan nie. Jesus, dit sal vir my awesome gewees het as ek in die aand in my bed kon gelê het en vir Lorenko R1000 oorbetaal het en vir hom gesê het pompgewigte. En as ek in die oggende opstaan, is ek so. Jesus, dit sou daarom baie lekker gewees het of as ek vir Karel wat nie is nie wat van draf hou gesê het, Karel asseblief gaan draf net vir my 10 kilos, laat ek net bietjie van my. En dit is ongelukkig nie wat ons kan doen nie. Dit sou baie cool gewees het om dit te kon doen, maar hierdie kan net ek doen. Net ek kan hom gesond hou. En ek het nou vir 'n lang ruk met my maag gesukkel en ek kon niks eet nie. Ek het baie kilos verloor en alles, maar toe my maag gesond geword het, julle toe het ek al daai kos probeer in 1 week weer terugkry wat ek verloor het. En dit is wat ek sê, dit is waar die vlees en die gees is. Daar is my vlees net baie sterker as my gees en ek kan nie selfbeheersing uitoefen om te sê hoor hierso, ek gaan nie. En my vrou help my nogal die laaste tyd, sy gryp die sweets uit my hand uit en sulke dinge. Maar dit is daarso waar ek moet tot op 'n punt kom en sê hoor my gees moet sterker wees as my vlees. En ons het nou die dag toe Roudal ons genooi om daar te gaan braai en wat ek in my huis eet en wat hulle eet is 2 heeltemal verskillende goed. Ek kan nie die kos uitspreek wat hulle daar eet nie. Ek het na die tyd dit gaan probeer Google en ek sien dit is baie gesond. En ek sê toe vir die Here, "Jesus, maar ek kan nie verstaan nie. Daar's soveel fights oor hierdie kos en dit is die ding, dis wat Satan maak. Hy maak fights oor enigiets wat ons moet doen. En ek gaan kry toe en ek wil dit vir julle net lees. Dit is in 1 Konings 4:22 tot 23. So julle stem saam met my, Salomo was die wysste geweest. Die woord sê vir ons, God het vir Salomo baie wysheid en onderskeiding gegee. En ook kennis wat soos die sand aan die see nie gemeet kan word nie. So hy weet wat gaan vir wat. En die woord, daai stuk wat ek wil lees, sê die daaglikse kosvoorraad vir Salomo se paleis was 5 ton fynmeel, nê? So ons mag brood eet, nê? En ons mag pap eet. En 10 ton broodmeel, soos die brood. 10 vetgemaakte beeste, so dis beeste wat in 'n voerkraal was. Ek glo hulle sou vir hulle daarom goeie kos gegee het. En dan natuurlik sê hy 20 beeste van die veld ook. En dan 100 kleinvee, as ook bokke. So ek voel die Here moet elkeen van ons lei oor hierdie kos en weer eens Satan maak dit so groot fight in die wêreld dat ek dink dit is so onnodig. Ons mis die groot prentjie. Dan net ek kan vir my verhouding met God. Niemand anders dan nie. Ek kan nie vir Tannie Fransie vra, Tannie, ek het nie lus hierdie week nie. Sal Tannie nie vir my instaan vir die week nie. Net ek kan 'n verhouding met die Here hê. En Kolossense 1 sê vir ons bid ook dat julle leefstyl tot eer van die Here sal wees,
om hom te behaag deurdat julle lewe vol goeie werke sal wees en dat julle God al hoe beter sal leer ken. Nou daai laaste stuk al hoe beter sal leer ken gaan net oor die woord. Die woord, dis al hoe ons God beter gaan leer ken en as ons die woord meer en meer in ons insit met soos wat ek net vir julle gesê het met hierdie soap gedeelte om dit fisies te kan onthou, dan gee dit ons 'n edge bo Satan, want dan kan ons hom terugveg met die woord. En 'n ander ding is wat ek vir julle nou gesê het, ons moet die Here ervaar met ons hele liggaam. Ons kan nie die Here net sê dit is wat die Here vir ons sê nie. Dan iets wat die Here, ek het so 'n maand terug, so bietjie meer as 'n maand terug, ek my heeltemal was net te veel. Die boere was te veel, die min reën was te veel, alles was net te veel en ek het my heeltemal onttrek uit almal uit. En ons het 'n vergadering op gehad en tannie Fransie het vir ons sê wat ons moet doen en ek het vir haar gesê ek het nie lus nie, ek het nie lus vir mense nie. Ek het nie lus vir mense nie. En die ding is as 'n mens onttrek, daar's goeie goed daarin en daar's slegte goed. As 'n mens onttrek om tyd saam met die Here te spandeer en dit is wat Sabbat so goed doen en ek het al gaan lees oor om 'n sabbatical op te vat. Dit help nie jy vat 'n sabbatical en jy dra dit nie op aan die Here nie. Dit gaan oor lering, dit gaan oor tyd saam met hom. As jy dit nie doen nie, is dit soos om te vas en jy doen nie tyd saam met die Here nie. Jy doen maar net nog iets, is tyd wat gemors is. Maar die ander groot ding is jy moet iemand die toestemming gee om inspraak te maak in jou lewe. As jy niemand gaan toestemming gee nie en jy kom op 'n punt want ons almal glo ons hoor die Here en ek het net hom nodig, dan verloor jy heeltemal jy weet nie wat is realiteit nie en jy dink alles wat jy doen en hoor is die regte ding. Maar jy het iemand nodig wat vir jou kan kom sê, "Hoi, net 'n klankbord wees wat vir jou sê, "Hoi, daar waar jy nou is, ek dink 'n mens moet dit so hanteer." So is baie goed om 'n verhouding met die Here te hê, maar is baie goed om 'n verhouding met mense op te hê. En daar's weer eens baie skrif. Een van die skrifte sal ek vir julle lees. Ek het hom nie daar gesit nie want hy's so bietjie ook nie 'n maklike skrif nie, maar die prediker sê vir ons 2 is beter as 1. Saam bereik hulle meer in hulle werk. As een mens val, kan sy vriend hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe kan een wat alleen is warm word? Iemand kan die een aanval, maar 2 kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Maar nou wil ek vir julle net gou 'n ander skrif lees. So Hebreërs sê, en ek sê dit nie om enige iemand te condemn of wat ook al nie, ek sê dit want dit is die skrif wat die Here vir my gegee het om my weer te kry dat ek so, hy sê, en laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeentebyeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. So dit is die skrif wat die Here eintlik vir my gegee het. Ek het net daai ingesit om dit bietjie sagter te laat maak, maar die Here het vir my gesê, "Hoi, jy maak verskonings om nie kerk toe te gaan nie. Hou op daarmee. Gaan. Jy het iets wat jy moet bring, my 5% wat ek moet bring na hierdie gemeente toe en so net so is dit om my te koop om in die week uit te gaan." Net ek kan my doel uitleef wat die Here vir my gegee het. Ek kan nie my doel wat die Here in my hart geplaas het. En ek gaan dit sommer vir julle lees in Psalm 139 staan daar. U het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof U omdat U my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar. Ek weet dit al te goed. My bene was vir U sigbaar toe ek stilletjies gevorm is in die diepste van my moederskoot. U het my gesien voor ek gebore is. In U boek is dit alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. Kosbaar is U gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is die totaal. So die Here het vir elkeen van ons 'n doel en ek kan nie my doel vir enigiemand anders te gee nie. En terwyl ek sit en dink oor hierdie ding, die Here het ons 'n liggaam gemaak en elkeen van ons dra daai 5% uniekheid wat ons moet bring. En as ek kyk na kerke vandag, dan sien 'n mens
dit is nog heel deur mekaar. Maar dit is omdat ons nie doen wat ons moet doen nie. As elkeen van ons staan wat my doel is in hierdie kerk, dan sal hierdie liggaam presies kan funksioneer. En as een van hierdie kerke dit kan doen, gaan die res dit begin doen, dan gaan 'n dorp soos Botawil se liggaam kan funksioneer. Maar dit moet iewers te begin. Ons kan nie almal daaroor praat en sê, ja, maar dit is wat moet gebeur, en dit is, ons almal het die prentjie, ons moet dit net begin doen. En dit is hoekom die Here ons so awesome gemaak het. Elkeen van ons het hierdie uniekheid om hierdie dorp, hierdie mense van ons, almal by te staan in die manier hoe die Here ons geskaap het. En dan, my laaste ding, net ek kan die lewe geniet. Ek kan nie vir Ian vra, hy moet vir my vir 'n week see toe gaan en dit gaan geniet nie. Net, ek weet hy sal dit nie, maar net ek kan die lewe geniet. So in die seisoentyd en die boere plant en hulle kry nie geplant nie, en dit was vir my altyd lekker as ek rivier toe gaan en ek sit daar so, dan hoor jy die visare en jy sien hoe awesome die Here alles gemaak, en dan kan jy nie anders te net as om die Here te prys nie. Ek kan nie dink dat enige iemand wat by Tafelberg kom of wat by die see kom, nie net daar so kan staan. Dit voel vir my as ek daar kom, kan ek nie anders as om die Here te verheerlik vir dit wat hy vir ons gemaak het nie. En op 'n stadium, toe ry ek in die dorp, en toe ek hier so by moedergemeente kom, toe hoor ek 'n visarend skree. Dit was nou hier in Februarie gewees, en ek dink vir myself, wat doen die visarend hier in die dorp? En ek los dit, en ek gaan sit by die huis, en toe ek daaroor dink, toe sê die Here vir my, hy het vir ons soveel mooi gegee, en ons is so besig met hierdie 95% van die tyd wat ons spandeer, dat ons die 5% mis, en hy wil hê, hy het hierdie goed vir ons gegee om te geniet, en ons kom op 'n plek wat ons niks meer kan geniet nie, en hy het joy as ons joy het. As ons goed geniet, dan is dit vir hom ook lekker. Ek het 'n hele ruk terug, en julle kan dit try, julle wat klein kindertjies het 'n boer vir my gesê, as jy na jou kind toe gaan na hom toe en sê vir hom, jy gee my joy, dan kyk jy wat is sy reaksie. En die eerste keer toe ek dit vir Simeon gedoen het, want dis die reaksie wat jy wil hê, as jy vir hom sê, Simeon, jy gee my joy, dan begin hy net uit sy liggaam, hy lag net, hy kan nie anders as om net te begin lag nie, en ek dink dit is wat die Here van ons wil hê. Hy sê vir elkeen van ons, julle gee my soveel joy. Ons moet net daar op daai punt kom om dit te kan embrace en te kan sê, Here, dankie, en dan die joy uit te leef wat hy vir ons gee. So julle almal ken die 5-second rule met kos. So die 5-second rule met kos is, as 'n stuk kos val, het jy 5 sekondes, as jy hom kan optel voor daai 5 sekondes, daar geen kiem op hom geklim nie, hy skoon, jy kan hom eet. So, ek het hierdie, wil ek vir julle, dit is 'n 10-second rule, en ek het dit nou al 'n geruime tyd by ons probeer doen, maar weer eens, dan raak mense 'n bietjie besig en vergeet jy, maar die 10-second rule is, as jy eet, net voor jy klaar is, sit net vir 10 sekondes en geniet die laaste paar hapies, en dis waar die joy in lê. As jy jou vrou in die oggend 'n drukkie gee, hou haar vir 10 sekondes langer vas, want dis waar die joy is. As jy sit en jy kyk die opkoms van die Here, kyk vir 10 sekondes langer, daar's genoeg tyd in 'n dag, sit 10 sekondes net langer, en verheerlik hom, en sit net by hom, en dis waar die joy is. En so kan julle eie goeders daarin bring, alles hierso het ek my eie goed ingebring, so alles wat die Here vir ons gegee het, wil hy hê, ons moet joy hê. Hy het joy in ons, hy het ons so geskaap, hy is lief vir ons. So as ek 'n kern kan vat, tyd is gelyk aan lewe, so ons moet ons tyd bemeester om ons lewens te kan bemeester, né? Ons moet ons tyd moet ons wys gebruik. Ons moet die Here vra vir die wysheid, en as hy ons die wysheid gee, moet ons bereid wees om dit te leer. Dit help nie die Here gee vir ons en ons besluit om dit nie te doen nie. En dan die 5% wat ons belê, is die belangrikste 5% wat ons het. So ons moet dit goed belê. Van hierdie beleggings gaan vinnig gesien word, ander gaan nie vinnig gesien word nie. Ons belê baie tyd, ek en die Zanele en die kinders se atletiek. Ons gaan nie nou 'n vrug sien daarvoor nie, maar ek glo ons sal eendag 'n vrug sien daarvoor.
doen ons dit reg? Weet ek nie. Ek sal eendag sien of is dit reg gedoen. Maar dit is wat nou vir my gegee is en dis hoe ek dit nou kan doen. So dis hoe ek die tyd belê. En dan die laaste ene, ons moet onthou God is die enigste een wat alles kan multiply wat ons doen. So as ons alles doen soos wat hy ons leer om dit te doen, soos wat hy dit vir ons openbaar, dan sal hy dit vir ons menigvuldig. Dan het ons nie nodig om te sê, ek het nie tyd om saam om my kind se rugby te gaan kyk nie want ek moet werk. Die Here sal daai tyd wat jy reg investeer, so vermenigvuldig dat die werk nie nodig was nie. So, en ek sê nie hiermee ons moet niemand niks gaan doen nie. Dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê ons almal moet werk. Maar ek sê ons moet ons tyd goed spandeer. En dit is wat ek graag vir julle wil bring en dan kan ek vir ons afsluit asseblief. Here, ek sê vir u so dankie vir hierdie dag en dankie dat ons almal hier kan wees en dankie vir die woord wat u vir my gegee het en wat u vir ons almal gegee het. Ek vra vir u Here dat hierdie woord in ons sal vestig en Here, dit wat nog moet bykom, want ek weet hier kan nog baie goeders bykom, Here, dat dit so in die mense se harte sal geopenbaar word, dat hulle bereid sal wees om hier voor te kom staan vir ons almal se lering, Here. En iewerste waar ek iets al gesê het wat iemand hiermee saamstem nie, Here, asseblief kom gee dit ook vir ons dat ons kan redeneer oor hierdie en laat ons almal op 'n plek kan kom dat ons tyd wys kan spandeer. Amen. Wow, dit was nou iets wat ons verseker moes gehoor het. Wat net vir my wonderlik is dat ons God hou tyd in sy hande. Ons God het tyd geskape en hy het ons ook geskape. Wat vir my regtig uitgestaan het hier vanoggend is dat daar's net twee goed wat ewigheidswaarde het. En dis God en mense. En daarom is tydbesteding met mekaar van kardinale belang. Amen. Wat vir my ook opgewonde maak is dat die Here die begin van die jaar met ons begin met tyd. Besef julle dit? En die afgelope paar weke het hy met ons gepraat en gesê hy lei ons na Kairos tyd toe. Waar hy vir ons elkeen 'n appointed time het, maar ook in hierdie gemeente. Onthou julle dit? En toe vat hy ons en hy lei ons na 'n plek van defiled timelines. En hy laat ons bely elke plek waar ons tyd verkeerd bestee het. En nou kom die Here en hy kom bring vir ons 'n orde in tyd en wys vir ons die belangrikheid daarvan. En dit wat ek voel wat die Here vir ons sê hierdie jaar met Pesach, is dat hy gaan in ons ontsluit, daai sleutels wat Rudolf van praat. Ons Kairos tyd en 'n nuwe seisoen in ons eie lewe, in hierdie gemeente, maar ook op aarde wat aanbreek met hierdie jaar se Pesach. So ek is opgewonde oor ons viering. Is daar enigiemand van julle wat iets wil sê by hierdie tye? Wat vir julle opgeval het, wat vir julle kosbaar is. Ek dink ek moet nou maar na Rudolf toe gaan, dat hy my ook hierdie vinnige kursus gee in tegnologie van, want dit werk nogal. Dit werk nogal regtig, veral om jou te hou by die plek waar jy behoort te wees. Natalie, Kreer, maak oop julle mic en praat. Tanya, ek wil net twee skrifte bring. Die een is Psalm 90 vers 12 en dis die Passion Translation sê hom mooi. Help us to remember that our days are numbered and help us to interpret our lives correctly. Set your wisdom deeply in our hearts so that we may accept your correction. En die ander in Psalm 39, vers 3 tot 4. Lord, help me to know how fleeting my time on earth is. Help me to know how limited is my life and that I'm only here but for a moment more. Sjoe. Dankie Natalie. Ek moet vir julle sê dat iets wat Rudolf gesê het ook vanoggend, as hy môre wakker word en Lizanne is nie meer in sy lewe nie, hoe sal hy voel oor die laaste dag wat hy saam met haar spandeer het? En dit het my getref, hoe kosbaar is ons vir mekaar, maar is ons regtig
so kosbaar vir mekaar en ek dink ek en my man het hierdie tydjie wat ons van mekaar af weg was, het ons 'n nuwe waardering en 'n nuwe plek van fokus op mekaar en hoe kosbaar ons vir mekaar is ontdek. Hallo almal. Ek was nou 'n ruk terug in die kerk gewees, so 3 weke terug was ek hier gewees. Maar die Here het baie soos silently my geguide oor die afgelope paar weke. En hierdie week was dit my snaaks geweest. Dis asof daar 'n tyd was, soos een dag wat alles wat ek gedoen het om myself besig te hou, nie meer my, hoe kan ek sê, my aandag kan hou nie. En daar's soveel goed wat ek aan wil werk. Daar's soveel projekte wat ek wil doen en is asof dit net soos was een kant toe gestoot geweest. En dit voel vir my asof die Here vir my gesê het hierdie week, dis tyd om te begin. Dis tyd om die tyd terug te neem. En gisteraand het ek nou die kans gehad om so 'n bietjie weer op te vang met 'n vriend van my wat ek lank terug gesien het. En ons praat oor ons journey met hoe die Here ons vat en waartoe hy ons lei en ons guide. En die eerste ding wat hy vir my gesê het is tyd. Wat hy gesê het, presies dieselfde wat ek ervaar het, is die goed wat ons besig hou nie meer ons besig nie. Die goed wat ons aandag hou nie meer 'n mens se aandag nie. En ek wil dit graag deel vandag, veral omdat wel Rudolf se preek gegaan het oor tyd. En dit is 'n baie belangrike ding wat ek voel die Here wil hê ons moet dit benut. In my omswervelinge het ek iemand eendag vir my gesê, wat ek nou vir haar gaan sê, dis na aanleiding van Rudolf se stick to each other, stick to me and I'll make you famous. Sien julle hoekom is ek bekommerd? Maar ek kan nie self vir jou sê my man, en ek is bly ons het by mekaar gebly. Ek sien, ja, kom asseblief Elismie. Dis my heerlik as die Handelinge kerk sommer net so is en almal saam begin praat. Amper wil ek nie. Ek het mens kom, maar ek het dit amper nie gedeel nie, want ek het nou amper nie geweet hoe dit nou gaan aanpas by dit nie, maar is so 'n hele ruk terug. Ek moet sê, ek het nou die dag gedink, ek dink ek kan onthou nog wie is die laaste mens wat ons voorgebid het die een Dinsdag, en van daar af, dis dit game on. En ek is nogal goed om myself jammer te kry, ek moet sê. Ek kan dit nogal so hou tot op 'n punt, en dan begin ek so onttrek, en dan kan ek vreeslik sulk en huil, ek's baie goed met dit. En ek het so vanoggend toe ek so sit, eers dan begin ek so onttrek, en dan raak dit so moeilik om te bid, en is moeilik om Bybel te lees, en ek sit een dag, en ek maak nou moed by mekaar, en ek dink, Here, vanoggend is dit nou ek en jy. En hy sê vir my, okay, maar lees hom in Jakobus 1. En daar staan, ja, geseënd is jy wanneer alle beproewinge oor jou pad kom, en ek dink, hy gaan my kop streel, maar dis dit nou, want ek gaan nou lankmoedigheid kry, en maar dis nou al so 5 bergies terug. Toe dink ek, okay, Here, maar kan dit nou stop, ek het dit. Ek het dit. En hier kom nog een, en nog een, en nog een, en ek sê, joe. En vanoggend, terwyl ek klaar maak, kom nou net die woorde by my op, maar wanneer is jou grootste deurbrake? Wanneer jy in beheer is, of wanneer jy beheer oorgee? En toe jy nou so praat oor tyd, toe dink ek, okay, maar ek weet nou nie mooi, hoekom het ek dit nou vanoggend gehoor nie, maar toe besef ek, ons wil nie ons tyd weggee vir die Here nie. Ons wil in beheer wees daarvan, ons wil dagboekies hê, en ons wil 'n plan hê, en ons wil dit, en ek het by die netbal toer van Solene hulle gesien, as ek nou die hele tyd my kinders wil beheer, en vir hulle sê, jy mag nie dit nie, jy mag nie dans op daai nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, die oomblik as ek sê, Here, help my en vat u beheer, want hulle raak eintlik te groot om te beheer. Dan staan ek langs 'n netbalbaan waar dogtertjies shake it, en ons kinders staan hier, en ek weet nie eintlik hoekom staan hulle hier nie, en hulle sê hulle is eintlik moeg en hulle kry warm, maar eintlik weet ek, maar die Here het nou beheer gevat. Nie ek nie. Ja, so. Amen. Wonderlik, kom vorentoe julle. Ek wil net vir julle een ding vra, na aanleiding van wat Elismie gesê het. Wie van julle wil graag 'n vrug van God in julle lewe hê?
1 Timoteus 3, ek dink is vers 7 wat sê, as jy 'n vrug van God in jou lewe wil hê, gaan jy vervolg word. Toe ek myself so onttrek het, as die skrywer die Here ook vir my gegee het, Jakobus. Net vir interessantheid en net so 'n bietjie musiek praat, as ons die ouens wat nou musiek opgelei is in, sal verstaan as jy musiek begin lees, heel aan die begin, voor die enigiets begin, is daar 2 getalletjies, dit lyk soos breuke wat bo op mekaar lê. En daai breuke se naam in musiek is tydmaat teken, die tydmaat teken. En studies het gewys dat as jy met musiek, as jy een word met musiek, begin jou hart dieselfde tydmaat klop as wat die musiek in is. So is net iets wat ons moet onthou as ons praise and worship, dit gaan oor tyd. Wow. Nog iemand? Etienne, ons sien so uit na die verbondsmaal, kom ons vier dit, en ja, volgende Sondag gaan ons 'n bietjie regtig oor Pasga en wat die Here vir ons wil sê hierdie jaar praat, want dit is die laaste Sondag voordat ons met die fees begin. Dankie Fransie. Ja, Rudolf, weet jy, 20 jaar terug het ek 'n boek gelees wat die hele boek het daaroor gegaan dat the battle will be against our diaries. En jy het dit vanmôre so mooi oopgebreek het. 20 jaar later kom hier 'n nuwe generasie en hulle vat dit wat my 20 jaar al besig hou van die battle against your diary en jy kom breek dit so mooi oop. Baie dankie. Fransie het so 3-4 Sondae terug en vanoggend weer ons daarop attent gemaak dat ons moet uitgaan en ons moet mense gaan bring in die koninkryk in. En dit hou my nou al vir 'n maand lank besig, so wat ek nou hier voor staan vandag, sê dat ek gister of eergister onthou het dat ek moet nagmaal hou nie. Ek is al 'n maand besig hiermee en die Here het my gevat toe nou. Ek het gehoor van 2 Korintiërs 5 waar hy toe nou sê, and he died for all, so that all those who live might live no longer to and for themselves, but to and for him who died and was raised again for their sake. En terselfdertyd kan ek ook met Johan saamstem wat sê, die oorlog daar buite hou ons so besig en ons sien so baie daarvan. En die woorde wat ons en die mense wat ons sien, die persone, die rolspelers in hierdie tussen die lande, dan is dit die envoy Steve Witkoff en dan is dit die ambassadeur van daai land en so gaan die diplomaat van daai land en almal gaan heen en weer. En in hierdie selfde skrifgedeelte kom dit waar Paulus sê, so we are Christ's ambassadors, God making his appeal as were through us. So, dit wat ons in die realiteit sien uitspeel in die wêreld, eintlik is ons elke dag veronderstel om daai ambassadeur te wees, wat vir God namens hom die boodskap bring, en wat die representative is van dit wat die hemel vir ons gee. En hy sê definitief in 2 Korintiërs 5 vers 18, waar hy vir ons sê, but all things are from God, who through Jesus Christ reconciled us with him, received us in favor, brought us into harmony with himself. En dan sê hy, gave to us the ministry of reconciliation, that by word and deed we might aim to bring others in harmony with him. Ons staan elke Sondag hier en dan sê ons vir die Here baie, baie dankie dat hy gekom het, ons gered het en dat ons sondes vergewe is. Soos Fransie sê, die Ou Testament al daai ingevat het en ons hoef niks van daai goed meer te doen nie. Hy het vir ons gesterf. Maar daar's 'n ander kant ook. As ons dit klaar ontvang het, dan moet ons die ministry vat van reconciliation en dan moet ons by word and deed kom en by others uitbring
sodat hulle ook met hom in versoening kan kom. So dis een ding om te sê, dankie Here, dankie dat U seun gestuur het, Vader God. Maar as ek dit gekry het, en ek het hom aanvaar, dan is dit amper asof hy vir ons vra soos Petrus, wat sê die mense wie's ek, maar jy, wie sê jy is ek? Of wie vertel jy is ek? En ek het nou vanmôre vir ons die broodjies gebak, want dit is een van die lekkerste goed is om saam met julle te deel. Wie is Jesus Christus vir ons gewees? Wat het Vader God vir ons gedoen? Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, as ons vanoggend voor U staan, dan het ons 'n hart wat oorloop om dat sê, het U seun gestuur vir ons, om ons in versoening te bring. Ek bid Here dat wanneer ons hierdie brood neem en hierdie druiwe sap drink, dat dit so met ons sal praat en tot ons sal spreek, dat ons hier sal uitgaan en dat ons dit verander gaan vertel, dat ons lewens so 'n bewys gaan wees van wie U is in ons lewens, dat hulle ook sal sê, maar ek wil hê wat jy het, en dat ons getuienis so hard sal praat, al sê ons nie eers 'n woord nie, Here, dat hoe ons leef vir U, dat ons in woord en in daad ander sal bring in U koninkryk. Ek bid Here dat dit vir elkeen van ons sal waar wees in hierdie week. En ek bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen.